Dag 6 van Fonteinvrou. Bybelstuk Rigters 15 vers 1 tot 20. Simson se oorwinning op die Filistyne. Maar 'n tyd daarna het Simson in die dae van koringoes sy vrou besoek met 'n bokkie en gesê: "Laat ek na my vrou in die kamer ingaan." Maar haar vader het hom nie toegelaat om in te gaan nie. En haar vader het gesê: "Ek het verseker gedink dat jy haar werklik haat, daarom het ek haar aan jou metgesel gegee. Is haar jonger suster nie mooier as sy nie? Laat sy tog joue word in haar plek." Maar Simson het vir hulle gesê: "Hierdie keer is ek onskuldig teenoor die Filistyne as ek hulle kwaad aandoen." Toe gaan Simson weg en vang 300 jakkalse. En hy neem fakkels en draai stert teen stert en sit 'n fakkel in die middel tussen elke 2 sterte in. En hy steek die fakkels aan die brand. En los hulle in die ongesnyde graan van die Filistyne. En hy het die miede sowel as die ongesnyde graan en die wingerde en olyfbome aan die brand gesteek. Toe vra die Filistyne: "Wie het dit gedoen?" En hulle sê: "Simson, die skoonseun van die Timniet, omdat die sy vrou geneem en haar aan sy metgesel gegee het, en die Filistyne het opgetrek en haar vader met vuur verbrand." Daarop sê Simson vir hulle: "As julle so maak, sal ek sekerlik nie rus voordat ek my op julle gewreek het nie." En hy het hulle lendelam geslaan, 'n groot slag. En hy het afgegaan en gebly in die rotskloof van Etam. Toe trek die Filistyne nader en slaan laar op in Juda en sprei hulle self uit by Lehi. En die manne van Juda vra: "Waarom het julle teen ons opgetrek?" En hulle sê: "Ons het opgetrek om Simson te bind, om aan hom te doen soos hy aan ons gedoen het." Daarop trek 3000 man uit Juda af na die rotskloof van Etam en vra vir Simson: "Weet jy nie dat die Filistyne oor ons heers nie? En wat het jy ons nou aangedoen?" En hy sê vir hulle: "Soos hulle aan my gedoen het, so het ek aan hulle gedoen." Toe sê hulle vir hom: "Ons het afgekom om jou te bind, om jou oor te gee in die hande van die Filistyne." En Simson sê vir hulle: "Sweer vir my dat julle nie self op my sal aanval nie." En hulle antwoord hom: "Nee, ons sal jou net vasbind en oorgee in hulle hand. Maar doodmaak sal ons jou stellig nie." Daarop bind hulle hom vas met 2 nuwe toue en bring hom uit die rots. Toe hy tot by Lehi kom, juig die Filistyne hom tegemoet, maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword, en die toue wat aan sy arms was, het geword soos linnedrade wat in die vuur brand, en sy bande het versmelt van sy hande af. En hy het 'n vars eselkakebeen gevind en sy hand uitgesteek en dit geneem en daar 3000 man mee verslaan. En Simson het gesê: "Met 'n eselkakebeen het ek 1 klomp, 2 klompe met 'n eselkakebeen het ek 1000 man verslaan." En toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. Daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en sê: "U het deur 'n hand van 'n knegg hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe en in die hand van die onbesnedenis val?" Toe kloof God die holte wat by Lehi is, en daar kom water uit, en hy het gedrink, en sy gees het teruggekom en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein.
wat vandag nog by Lehi is. En hy het Israel gerig in die dae van die Filistyne 20 jaar lank. Die klemvers is op Rigters 15 vers 18 tot 19. U het hierdie groot oorwinning deur my moontlik gemaak, moet ek nou van die dors sterf? Toe het God die holte by Lehi oopgebreek en daar het water uitgekom en Simson het gedrink en weer nuwe krag gekry. Daarom word die fontein in Lehi Roepersfontein genoem. Die fonteingerigte Bybelstudie waarmee ons besig is, het toe ook vir my uit my letargie, die woord vir hierdie doodsheid, hierdie gebrek aan belangstelling, hierdie lustelose voetsleepery geruk. Die hoofstuk uit Rigters het skreiende tonele uit my lewe by my laat opkom. Ek is nes die Simson kerel, gefrustreerd omdat elke goeie ding deur my vingers laat glip het. Dikwels seker dat ek die Filistyne ook mag aandoen wat hulle my aangedoen het. Iemand wat met brute deursettingsvermoë die bykans onmoontlike kan vermag wanneer die kwaad of desperaat of vasgekeer genoem is, 'n presteerder in eie reg. Ek moet erken, ek het jarelank net so selfversekerd soos hierdie Simson opgetree. Ek kon die lewe hanteer, ek het my sake reg geveg, reg verwoord, reg gekoop, reg gekil. Ek het mense nie regtig nodig gehad nie. Toe wen ek die laaste geveg en sit na die skouspelagtige oorwinning met 'n dors wat my einde kon beteken. Ek weet nou wat dors is. Dis om baie te bereik, die oorlog te wen, jou mededingers uit te skakel, jou heel grootste prestasie te behaal en te weet, wat help dit? 'n Mens tog met die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor. Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Dis uit Markus hoofstuk 8 vers 36 tot 37. Die meeste moderne vroue is by Roepersfontein, glo ek. Dis seker een van die slegste en een van die beste plekke om te wees. Dis die plek waar alle ander opsies irrelevant raak. Wat jy soek is lewende water, strome daarvan. Jy soek nie sakke vol geld of meer roem nie. Jy soek nie druppels wat in die sand wegsyfer nie. Jy soek die krag van God, wat die holte oopbreek en water vir jou laat uitstroom, wat jou nuwe krag laat kry. Ek is by Roepersfontein, en julle? Ons gebed. Here, as ek nie daar is nie, neem my vandag nog na Roepersfontein. Onsekerheid. Soos wat God die rots vir die roepende sondaar Simson oopgebreek het, wil hy dit vir my ook doen. Jy moet 'n lekker dag hê.